So, ons is nou by lesing 14 en hierdie ene gaan oor die kerk wat weet rondom heiligmaking en heiligheid. Die interessante ding is, as 'n mens van God praat, dan praat jy van die liefdevolle, regverdige, heilige God. God is nie net regverdig nie, hy is ook heilig. Hy is nie net heilig en regverdig nie, maar hy is ook liefdevol. So party mense wil van geregtigheid praat, maar nie oor heiligmaking nie. Ander wil oor heiligmaking praat en nie geregtigheid nie. Maar daar is tog 'n duidelike lyn. Ek wil dis mos dieselfde God. Dit is mos 'n heilige God wat ons regverdig om in sy teenwoordigheid te staan. Ek dink vir my een van die kragtigste getuienisse van dit in die Bybel is in Jesaja 6, waar ons lees van die serafs wat uitroep Kadosh, 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 wat almal 6 vlerke, 2 bedek hulle die oë, 2 vlieg hulle mee en 2 bedek hulle die voete. En dan roep hulle uit heilig, 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 tot die Shekinah heerlikheid van die rook van God die tempel vul en sy so met die kleed. En toe die profeet Jesaja daar aankom, toe roep hy uit, wee my, ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n onrein volk. En hoe kan ek 'n onrein mens in die heilige God se teenwoordigheid staan? En toe kom 'n seraf met een van die kole van die altaar en hy raak sy lippe aan en hy sê vir hom, toe hy sy lippe aanraak, dat hy kan ook nou voor God gaan staan, want die Bybel sê, toe staan hy voor die Here, jou skuld is weggeneem. Nou, dis nogal aangrypend, toe Sagaria in Sagaria 3, weet die engel van die Here sien staan voor die Here met die man wat daar staan, toe sê hy hierdie woorde, toe sê hy, neem sy skuld weg, vir die Bybel, dat die hoofpriester neem sy skuld weg, want die engel van die Here sê, geef hom skoon klere, nuwe klere en 'n rein tulband, want hy kan voor die Here staan. Die hele ding is, hoe kan ek voor 'n heilige God ooit gaan staan? Dit is die probleem wat ons het, met al ons onheiligheid. So jy sal dit sien met die profeet Jesaja, jy sien dit in Sagaria, want God is 'n heilige God. Nou, wat ons weet, die Nuwe Testament leer vir ons, dat in Christus Jesus wat vir ons geword het, 1 Korintiërs 1 vers 30, heiligmaking en geregtigheid. So in ander woorde, iemand het dit vir ons geword, sodat ons voor 'n regverdige heilige God kan staan in geregtigheid en heiligheid. En alles het te doen met Jesus. Want sekerlik, hy is die heilige van God, is hy nie? Nou as hy die heilige van God is en ek is in Christus, is ek in die heilige. As ek in Christus is ek in die regverdige. So die probleem kom as mense voor God kom staan sonder Christus. So kan jy nou dink by die wit troon oordeel, alle sondaars eendag staan sonder geregtigheid en sonder heiligheid voor hierdie heilige regverdige God. En kan jy dink wat daai dag gaan gebeur vir mense wat in hulle volle sonde voor hom te staan kom? Wat 'n verskriklike ding dit gaan wees. So, wanneer ons praat van heiligmaking, dan dink baie mense, dit het te doen met dinge wat ek doen en nie doen nie. Dan of jy 'n moralis is. As jy 'n moralis is, en dit gaan alles oor morele dinge, dan gaan jy sê, jy moenie dit, moenie dit, dan sit met moets en moenies. So wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie? Dit is soos Romeine 8 vers 1 sê, in Romeine 8 vers 1, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Wat beteken dit? Ek staan regverdig voor God. Dis wat dit beteken. Maar die res van die teks sê, vir die wat in Christus Jesus is. So, daardie regverdigmaking is daar, en dan sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dis heiligmaking. Jy kan dit duidelik sien, in Christus Jesus en in die Heilige Gees het ons regverdigmaking en heiligmaking. Die twee is baie, baie belangrik vir kinders van die Here, maar daar kan nie regverdigmaking
sonder heiligmaking wees is mos dieselfde God. Maar hier's die interessante ding. As ek vir jou vra, sê vir my wat beteken die woordjie heilig vir jou? Wat hoor jy as ek sê heilig? Wat is vir jou, wanneer is iemand heilig? As hy sonder sonde is. Maar dit is nie die Nuwe Testamentiese betekenis van die woord nie. Want jy sien, ons word groot met daai moets en moenies, wat jy moet doen nie. Terwyl die wortel betekenis, die essensie van heilig, beteken om af te sonder. Kan ek nou vir iets vra? Dink jy hierdie kanseltjie, hierdie podium is heilig? Ek dink so. Ek dink hy's heilig. Hoekom? Hy's afgesonder sodat ek God se woord hier kan bedien, en wanneer die sangers en die musikante hier kom staan, Michael en sy span, dan is dit heilig. Hoekom? Want dit is afgesonder vir die doel. Byvoorbeeld, was die tabernakel heilig? Dis 'n gebou gewees van tentseile. Ja, hoekom? Want dit was afgesonder vir God, en die Shekinah heerlikheid van God het gewoon in die allerheiligste. Was die ark heilig? Was die versoendeksel heilig? Was die priesters heilig? Want hulle was almal afgesonder vir God. Kan jy sien wat gebeur? So die Nuwe Testament wil sê, julle is heilig. Want julle is afgesonder vir God. So hy praat, byvoorbeeld, dis eintlik skokkend, nê? As ek Korintiërs oopmaak en ek lees hier staan, sê vir my, wat dink julle van hierdie mense? Dis nou 1 Korintiërs 1 vers 2. Aan die gemeente van God wat in Korinte is. Klink dit vir julle of dit God se kerk is? Nee, die gemeente in Korinte. Aan die geheiligdes in Christus Jesus. Dis 'n cool gemeente, né? Almal heiliges. Die geroepe heiliges. Saam met almal wat die naam van die Here aanroep. Hoe klink dit vir jou? Goeie mense. Wat sê vers 10? Ek hoor daar's nie eensstemmigheid, daar's skeuring onder julle. Julle het nie dieselfde gesindheid nie. Julle sê ek is van Paulus, Sefas en van Christus. Is Christus verdeel? Hy sê in hoofstuk 3 vers 1, ek kon met julle soos met geestelike mense praat, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Julle nog vleeslik nie? Waar is die heiligheid nou? By die venster uit. Kan jy sien wat gebeur hier? Hy praat oor 'n gemeente wat heilig is, afgesonder is vir die Here, wat aan die Here behoort, omdat hulle aan Christus Jesus behoort. So die woordjie heilig het te doen met, as ek vir jou vra, is hierdie Bybel heilig? Natuurlik, want dit is God se woord. As ek vir jou vra, is die kinders van die Here heilig? Natuurlik, want hulle is afgesonder vir die Here. Is hierdie podium heilig? Ja, dit is so. Kan ons vandag sê, hierdie is 'n heilige plek? Sekerlik, hoekom? Want God se woord word hier verkondig. So wanneer ons praat van heilig, die wortelbetekenis is om af te sonder vir die Here. Nou, as ek gaan na 'n plek toe soos 2 Korintiërs 6, wat hoor jy? Vers 14, as ek vir jou lees. Moenie in dieselfde juk met ongelowiges trek nie. Watter aandeel het geregtigheid met ongeregtigheid? Bly weg van ongelowiges af om dieselfde juk te trek. Watter gemeenskap het lig met duisternis? Christus met Belial. Vers 15. Gelowiges met ongelowiges. Die tempel van God met die tempel van afgode. Vers 17. Gaan onder hulle uit, sonder julle af. Kan jy sien wat gebeur? Sonder jou af. Raak nie aan wat onrein daar is nie. Ek sal vir julle vader wees en julle sal my seuns en dogters wees. Terwyl ons hierdie beloftes het, dat ons die besoedeling van die vlees af lê en die gees reinig, dat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. So hy sê, julle is afgesonder, julle is heilig, maar nou moet jy die heiligmakingsproses volbring.
So, dit het iets te doen met, is ek heilig of is ek nie heilig nie? Is ek afgesonder vir die Here of is ek nie afgesonder nie? As ek afgesonder is vir die Here, dan is ek heilig. Maar ek kan nog in my lewenswandel ver daarvan af lewe. So waarvan praat ons eintlik? Ons praat oor, wanneer ons van heiligmaking praat ons van my posisie in Christus, hoe ek elke dag lewe, dis iets anders, en waar ons eendag gaan opeindig in die ewigheid. Want daar is eintlik 3 aspekte van heiligmaking as ons na al die skrifte gaan kyk. Die een het te doen met, as ek in Christus is, posisioneel, my posisie in hom, is ek klaar afgesonder, dan is ek heilig. Dis die een ding. Die ander ding is, hoe leef ek elke dag in heiligmaking? Dis 'n ander ding. En dan, maar wat van aan die einde van my lewe, waar, en as ek nog nie die pad van heiligmaking volbring het nie, waar eindig ek? Wat gebeur aan die ander kant? Uiteindelik, waar eindig ek op? So as ons praat van posisionele heiligmaking, het dit te doen met iets wat Jesus Christus gedoen, wat niks met my uit te waai het. Ek het geen aandeel daarin. Hy het dit gedoen. So wat het hy gedoen? Soos byvoorbeeld in Hebreërs 10 vers 10, hoor wat staan hierso. Deur hierdie wil, Jesus se offer aan die kruis, is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Hy stem saam. Net eenmaal. Ek is geheilig deur Jesus se offer aan die kruis eenmaal. So aan die ander woorde, deur een offer wat Christus aan die kruis maak. Kan ek jou vraag vra? Het God die Vader in die hemel Jesus offer aan die kruis, sy bloedoffer vir ons sondes aanvaar? OK? Nou as hy dit aanvaar en ek is in Christus, is ek dan aanvaar? Exactly. So aan die ander woorde, sy posisie word my posisie. Ja. En jy moet nie, hy pla my nie, Michael nie, hy pla my glad nie, los. Hy pla my nie. Ek sal sê as dit my pla, dis lekker as iemand saam praat. Pla my regtig nie, hoor. So, nou hier's my vraag. As ek in Christus 'n nuwe skepsel is ek geheilig? Want ek is in Christus. Dan beteken dit mos, dat as gelowige, my heiligheidsstatus het ek in Christus gekry. Ek het niks daarmee te doen nie, ek het niks bereik nie, dis iets wat ek gedoen het nie, maar omdat ek by Jesus uitgekom het, toe ek my hart vir die Here gee, en ek my sondes bely het en hy my vergewe het, toe het hy my in Christus geplaas, ek behoort aan Jesus, ek is deel van sy bruid. So wanneer ek in Christus is ek 'n geheiligde. Dit is posisioneel. Dit is soos, as ek vir jou lees in Efesiërs 4, vers 24, hoor hierso. Wat dink jy nou hiervan, as ek dit vir jou lees? Dit is in Efesiërs 4, spesifiek vers 24, hier staan. Julle het heel met die nuwe mens beklee. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daar het jy al twee. So my posisie in Christus plaas my in geregtigheid voor God en heiligheid. Dis wonderlik om dit te weet. Want dit beteken ek kan enige tyd aan God toe kom as my Vader in Christus Jesus en weet ek kan voor hom kom staan want Jesus dan my sondes weggewas. So posisioneel is dit belangrik om te weet alle gelowiges posisioneel is in Christus geheilig. Almal van ons. Ek staan nie voor God in 'n ander posisie as jy nie. Ek staan voor God soos jy in Christus, soos wat ek lees in Handelinge 20 vers 28. Gee ag op julleself oor die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg. So die Heilige Gees het ons almal
in die gemeente, in die liggaam van Christus. So posisioneel het ons almal presies dieselfde posisie. So ek kan nie groei tot heiligmaking in my posisie in Christus nie. Ek is dit of ek is dit nie. Ek het dit of ek het dit nie. Dit is soos om vir my te sê, 'n baba, groei 'n baba na 'n volmaakte lewe, of is hy klaar volmaak? Die baba wat net nou hier was, is hy springlewendig. So, die baba gaan nie groei om lewend te word nie. Hy's klaar lewend. Maar kan hy in die lewe groei? Groot word, na volwassenheid toe groei? So dan kan ons mos nou sê, hy spring lewendig of sy is spring lewendig, maar hulle groei in die lewe. So is my vraag, as ek in Christus is, kan ek in Christus groei? Dis die pad van heiligmaking. Dis iets anders. Want ek het gevra, as ek in Christus is, in Christus posisioneel, staan ek in 'n plek van heiligheid, right? Maar dit beteken nog nie ek kan nie geestelik groei nie. So as ek geestelik groei, groei ek op die pad van heiligmaking. Daai pad noem ons eksperimentele heiligmaking. Want dit is 'n pad wat ek stap. En hier is die interessante ding. Dis waar ek en jy van mekaar ver verskil. In die sin, jy kan dalk baie verder geestelik op die pad wees as wat ek is. Daai een wat oorkant jou sit, kan dalk baie nader aan die Here wees geestelik, met hulle wandel met God, as wat jy is wat hierdie kant is. Want dit is iets wat te doen het met my oorgawe aan God, elke dag van my lewe. Bid ek, lees ek die woord, wandel ek met God, my geestelike wandel gaan bepaal die kwaliteit van my heiligmaking voor die aangesig van die Here. Dis 'n baie belangrike ding. Elkeen van ons is selfverantwoordelik vir sy geestelike groei in heiligmaking. En dis iets wat ek nie vir jou kan doen nie. Ek kan vir jou in die Bybel die dinge leer, maar dis iets want dit eksperimentele heiligmaking, kan ek jou 'n beter woord ook gee, is praktiese heiligmaking. Hoe kan ek dit prakties uitleef? So, alhoewel ons almal in Christus geheilig is prakties ons almal op verskillende vlakke. Jy kan nader aan die Here wees as wat ek aan die Here is. Jy kan verder van die Here weg wees as wat ek dit is. Dis 'n baie belangrike ding, want nou kom ons by my kwaliteit van my geestelike lewe. Dit is my kant van heiligmaking. Dis die menslike kant van heiligmaking. Dit is soos, kom ek vra vir jou iets. Sal jy bid en sê, Here, gee my meer van u gees? Is dit nie beter om te sê, Here, ek gee u meer van myself, dan kan u dit vul met u gees? Want wat is geestelike groei anders? Hoe meer ek van myself vir God gee, hoe meer vul hy dit met homself. Hoe hoër groei my geestelike vlak. Hoe minder die Here van my het, hoe minder is ek gees vervul. So party mense sal sê, Here, maak my gees vervuld. Maar jy gee vir die Here net so bietjie van jouself. Die res gebruik jy vir ander dinge. Hoe meer ek van myself vir die Here gee, hoe meer vul hy dit met homself. Dink nou net daaraan, hoe meer God van my het, hoe groter en dieper is my geestelike vlak. Hoe minder God van my het, hoe swakker is ek geestelik. So, ja, posisioneel is ons almal dieselfde voor God. Ons skeer al meer van die persoon. Ons kan almal voor God staan op dieselfde vlak. Inteendeel, ons staan almal posisioneel op dieselfde vlak. Eksperimenteel,
kan jy daar wees en ek is hier en wat ook al. Laat my dink aan die seentjie wat die nag gedroom gehad het, en toe hy wakker word, sê die pastoor se seun vir my, sê, "Pappa, gisteraand het ek 'n droom gehad, maar so werklik soos 'n droom in werklikheid." En sy pa sê vir hom, "Wat het jy gedroom?" Hy sê, "Nee pappa, ek droom van 'n leer wat tot in die hemel gaan." Hy sê, en dan, ons moet ons sondes bely, en as ons dit afskrywe, hy sê, op die trappie, dan kan ons opklim. Hy sê, en daar gaan pa, en pa skryf pas, en daar gaan pa, hy sê, ek volg pa, en ek skryf en ek kom. Hy sê, ons het ver opgegaan, in die volgende oomblik, hy sê, toe kom pa af, en pa klim bo oor my, en pa gaan al die pad af onder. En die pastoor sê van, hoekom sal ek dit doen? Hy sê, pa het nog kruit gaan soek. Om sondes af te skryf. Moet jy nog kruit gaan soek? Moet jy nog kruit gaan kry?